Ja, in die laaste 24 uur het die VSA interessante uitsprake gemaak oor hierdie refugee-program in Suid-Afrika. Trump reveals plan to let in 10,000 white emergency refugees. Dis nou op 19 Mei 2026. En volgens die beriggie het hulle besluit om boonbehalwe die 7,500 wat hulle geallokeer het vir hierdie jaar, refugees uit Suid-Afrika, dat hulle nou ewe skielik nog 10,000 meer wil inbring, waarvoor hulle eintlik nie beplan het nie. The State Department told Congress on Monday that it would increase refugee admissions from 7,500 to 17,500 amid the president's claim that white Afrikaners are experiencing white genocide in South Africa. Nou, dis waar. The emergency notice to Congress, this is an emergency notice, said that the unforeseen developments in South Africa created an emergency refugee situation, which has resulted in Trump administration increasing its refugee admissions ceiling for white South Africans for the fiscal year 2026, the Associated Press reported. Dan gaan hulle verder en sê the Trump administration will now allow 10,000 more refugees to enter the US, while claiming that the South African government has sought to undermine the US resettlement program and attacked Afrikaners. Nou hier is my baie interessant. Dis kom nou so uit die bloute uit. Dis nou nadat hulle, niemand mag nou meer 'n refugee wees nie, niemand kan inkom in die VSA nie, daar was nou nuwe reëls wat hulle gemaak het, Desember laas jaar, gesê uit Suid-Afrika vat hulle net 7,500 en nou ewe skielik is dit 'n emergency situation. Nou is die vraag, wat weet die VSA wat ons nie weet nie? Van wanneer het dit 'n emergency situation geraak? Waar die ding nou verander? Of gaan dit baie binnekort 'n emergency situation raak? Wat ek vermoed gaan gebeur. En dit is hoekom ons sien dat die VSA nou ewe skielik hierdie plannetjie in plek het. Ja. Onthou ek het daaroor gepraat. Toe sê ek die VSA werk op 'n baie agterbakse en 'n agteraf manier. Dis soos 'n skorpioen. Hier aan die voorkant is hy besig om jou besig te hou met sy kloutjies, en terwyl jy besig is met die kloue, dan kom die stert en steek jou van agteraf. So die VSA is van plan om ontslae te raak van hierdie ANC-regering. Maar in plaas daarvan dat hulle dit doen soos in die tydperk van Maduro, waar hulle eenvoudig ingekom het, die CIA het daai topstruktuur omgekoop, miljoene dollars betaal aan omkoopgeld, en toe kon hulle net die specialist, die special soldiers, die SF ouens instuur, om Gaga Maduro toe gaan haal in sy slaapklere saam met sy vrou. Gaan hulle nie dieselfde doen hier nie. Ek sien hulle is besig om daar by Cuba, wil hulle ook kyk of hulle regime change kan hê. Die Amerikaners is in die besigheid, die CIA se besigheid is juis die regime changes in die wêreld. En boonbehalwe natuurlik dat hulle teepartye uitmoor, wat hulle dan nou baie keer beskou, as jy nou hulle beskou jou as 'n terrorist, dan meen hulle kan jou kom doodskiet daar waar jy ook al is. So, dit is wat ons besig is om te sien. Die CIA soek 'n ander regering hier in plek, en dit is al van 2022, 2023 af, wat hulle hierdie druk uitoefen op die Suid-Afrikaanse regering, om hulle posisie te verander met betrekking tot NAVO en BRICS. En dit gebeur nie, reg? Inteendeel. Die ANC maak sy alliansie en sy bondgenootskap al hoe sterker met die oosterse lande. So, die plan is hoe hulle dit gaan doen, is deurdat die CIA ontplooi van sy paramilitêre groeperinge. Hulle vat SF soldiers, tier 1 en tier 2, en daai ouens, daai topstruktuur ouens, Green Berets, Ranger Special Forces, Delta, hulle vat daai ouens, en hulle inkorporeer hulle onder die CIA, maar daai ouens is mos nou soldate, maar nou werk hy amper soos 'n CIA-agent, en hy kom in die land in sy civies en so aan, hulle word gestasioneer in Suid-Afrika vir een of ander sogenaamde maatskappy, wat nie eintlik nie bestaan nie,
En dan gaan hulle in die swart areas in en hulle maak hierdie ooreenkoms met die swart stamme, in hierdie geval die Zulus en natuurlik die Soetos, om op 'n sekere stadium baie militant te raak. En die belofte word aan hulle gemaak is wel, as julle nou vir ons die land kan destabiliseer en die regering kan lig, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan dan met julle 'n bondgenootskap sluit as julle die land oorneem. Ons gaan sê, ja, julle is ons ouens, julle moet nou maar net dans na die pype van die CIA en die FSA, dan sal ons hierdie nuwe regering wat julle moet insit deur middel van groot geweld, wel, daai regering sal ons dan ondersteun, solank as wat daai regering 'n NAVO-regering is. En so wat hulle doen is, hulle lei hierdie klomp impies op daar in Natal, daar in die trustgebiede, en wanneer die tyd ryp is, wel, dan steek hulle eenvoudig die lont aan en dit hardloop dwars oor die land. En ons gaan dit beslis sien. Ons sien reeds die woelinge in Natal. Reg. En ons sien reeds woelinge in Lesotho. En dit gaan hierdie regering baie jittery maak. Wat beteken hy gaan meer militant raak en padblokkades sit en lockdowns en die tipe van ding. So ou moet jouself maar klaarmaak daarvoor. Die ANC-regering het natuurlik die Trump-regering beskuldig van rassisme. Is hy die pot wat die ketel gaan verwyd. So, omrede Trump nou voorkeur gee aan meerendeels blankes met hierdie refugee-program. Nou ja, ek sal nie gaan nie, naas die feit dat ek nie gaan welkom wees nie, vir die eenvoudige rede, ek is nie 'n Zionist nie, en Trump is op hierdie stadium geweldig pro-Zionist. Hy is pro-Joods en hy is eintlik 'n handperd van die Joodse mag. So ja, mens moet maar hier bly, solank as moontlik mens hier kan bly, hierdie is die beloofde land, hierdie is die land ander kant die riviere van Kush, volgens Sefanja 3, waar God Israel, die westerse blanke nasies, want ons is Israel, ons is die ware Israel van die Bybel, sal by mekaar maak. Het gaan lees maar daar in Sefanja 3, vir die wat ore het om te hoor, en die wat dit nou nie verstaan nie, hy sies tog, dan is dit nie vir jou nie, né? Hoe dit ook al sy, die FSA wil ewe skielik 10.000 meer invat, en ek dink, wanneer ons in 'n regte krisissituasie ingaan, mag hulle heel moontlik hierdie getal vergroot. Die groot ding is, hulle wil nie eintlik almal vat nie. Hulle kies hulle so uit. Ons het nou die ou nodig, en daai ou is 'n oulike ou, en so aan. Hierdie ou se skills het ons nodig, en so aan. So dis maar iets wat hulle doen. Dit gaan nie hier oor die redding van 'n volk nie. Dit gaan hier daaroor om vir die FSA om homself te bevorder en sy belange te bevorder. So as ou net dit verstaan, dan verstaan jy, hierdie ouens is nie noodwendig ons maatjies nie. En 'n ou moet maar baie versigtig wees vir al hulle stories. En die FSA gaan nie staande bly teen Rusland en China en Iran nie, want dit is hoe dit geprofeteer is. So die Joodse staat ook nie. So ja, maar nou ja, weer eens, as jy 'n bietjie my video's gevolg het, dan sal jy nou verstaan waarvan ek praat. En jy moet maar gaan luister na wat Deborah sê op my video's, en op TikTok het ek baie leringe gemaak, en op WhatsApp nog baie leringe, vir die wat ore het om te hoor, want dit is so, dat nie almal gaan hoor en verstaan nie. En dit is so, dat nie almal moet hoor en verstaan nie, want daar moet slagoffers ook wees. Ek meen, daar moet ouens wees wat die ding mislees, en dan sê die Bybel sal hulle lyke lê in die strate, en niemand sal begrawe nie. Nou ja, dis my kort en my lank. Die FSA maak interessante uitsprake oor 'n emergency situation in South Africa, wat lyk vir my nog nie hier is nie, maar dalk binnekort hier mag wees.